Daar's 'n standaard wolklassering in Suid-Afrika wat al hier vroeg in die 1936s ontwikkel is of saamgestel is. Ons ding mee op 'n internasionale mark. So die standaard of die manier hoe ons wol klas, ons ding op 'n internasionale mark mee. So daar is sekere standaarde, reëls volgens jy moet klas, en dan die NWKV is dan verantwoordelik vir die hou van hierdie of die handhawing van hierdie standaarde vir klassers, produsente en dan ook vir enige leerders wat sou belangstel. Dit word met 'n rede gedoen en dit gaan alles het maar 'n ekonomiese agtergrond en oor die verwerking of verwerkingsproses wat die wol voor gebruik word op die ou einde van die dag. Die tipe wol of jou lyne wat jy uithaal, daar's 6 fisiese eienskappe waar volgens jy wol uithaal. Ons kyk eers na treksterkte, jou fynheidsgraad, lengte, kwaliteit, voorkoms en kondisie. Nou al hierdie eienskappe kyk jy saam na en dit is die kleur van die wol, hoe fyn die wol is, hoe lank die wol, die skoonopbrengs van die wol. Nou al hierdie dinge bepaal hoeveel geld gespandeer moet word om op die ou einde 'n sekere produk te maak of te ontwerp. So dit word saam gekyk en dan groepeer ons hierdie lyne wat ons dan uithaal om dan vir 'n spesifieke verwerker of koper aan te bied wat hy dan nou sou wou hê vir die produk wat hy sou verkies. Die lyne is basies, ons begin as jou vag op die tafel lê, begin ons om eers afrand. Dan dis waar ons die korter stukkies uithaal, jou sweetwolle afhaal. Dit is die wol maar op die rand van die vag wat nou teen die skaap se lyf basies was. Dit is wat dit is, dis sweetwolle. Hy's 'n bietjie wys. Dit is basies, hy's donkerder van kleur, bietjie harder. Die wol aan die kant van die vag wat ons afrand, is dan ook baie keer korter as die res van die vag. Lengte speel 'n baie groot rol soos ek vir julle gesê het. So ons wil nie variasie in lengte hê nie, omdat jy die mees eenvormige tipe lyn wil aanbied vir die koper. So dan haal ons nou al die sweetwolle af. Elke liewe stukkie wol wat ons gebruik of afhaal op hierdie vloer word gebruik. Daar is niks wat verlore gaan nie. So dan haal ons nou die sweetwolle af. Mis en die riembevlekte wolle word ook afgehaal. Dan is die vag nou, kom ons sê skoon. Dan toets ons vir treksterkte. Baie belangrik, jy toets 'n vesel, jy trek 'n veseltjie en dis 'n subjektiewe toets. Ons praat maar van tokkel, jy tokkel hom net of jy kyk of hy breek. As hy nie breek nie, sê ons dis 'n gesonde vesel. Dan kan ons nou aangaan, die vag is klaar afgerand, dan begin ons die verskillende dele uithaal. Jy haal eers hoofsaaklik jou rug uit, dis letterlik die rug, wol op die rug, stobberig verweer, dis elemente wat maar waar die wol baie droër is. Dan kan jy ook die nek uithaal, jy kan ook die broekgedeeltes uithaal, dis baie keer korter, mag sterker ook wees, en dan bly die vagwol agter. En dit is dan nou jou hooflyne, wat jy dan nou volgens lengte en fynheid klas. Right, ek gaan vinnig vir julle wys, basies net om af te rand, jy rand nie die vag aan nie, jy rand hom net af, so jy haal net jou korter dele reg rondom die vag af. Daar is nou die broekgedeelte, waar jou mis en die riene is. Dit haal jy af, hierdie wol word dan weer gesorteer, in jou onderlyne in wat jy dan in loks 1, 2 en 3 kry. Dit sal ons dan die stukkies werk later doen. Dan, soos ek gesê het, dan het jy nou die vag getoets, hy is gesond. Dan kyk ons waar is die rug, en wolklas kom maar met 'n aanvoeling, maar dis ook ondervinding, en dis 'n redelike strawwe kursus om dan deur te kom. So, dan haal ons die rugwol uit. So, daar het ek nou 'n bietjie 'n stuk van die rugwol gemis. Dis dan jou rugwol. Dit is dan een lyn, ons noem dit 'n BKS-lyn, en dit word heeltemal apart geklas. Dan wat ons dan nou hiermee sit, is basies jou vagwol. Dis waar die groot gel dan is. So, hierdie gaan jy dan nou klas op grond van die lengte van die vesel. Jou fynheidsgraad, is dit fyn, medium of sterk. Jy gaan kyk na die kwaliteit, dit is daai krimp wat ons van praat. Hoe duidelik is hy gedefinieerd. Jy kyk na die aanvoeling van die wol. Jy gaan kyk ook na voorkoms, dis basies die kleur van die wol. Ons verkies 'n ligroom kleur, dis die vag soos wat hierso lê. En dan as hy nou 'n bietjie afwyk na 'n geelerig toe, dan begin mense dit afgradeer. En die laaste ding is dan skoonopbrengs. Hoeveel stofindringing, ander vreemde materiaal behalwe wolvesel is in hierdie vag.
En is nou nie die hele vak nie, maar dan sal jy nou die vak gaan klas in lente wat kom ons sê 'n A-lyn is. Hierdie is 'n B-lente en dis 'n medium wol en hy gaan dan in 'n BM-lyn in. Ek dink die voorbereiding begin lank voor die span op die plaasland moet jy beplan. Jy moet jou boerderaktiwiteite beplan dat die skeertyd nie met ander groot aktiwiteite bots nie. Dat ons skeerders word betaal vir wat hulle doen, so hulle wil 8 ure werk. Jy moet gaan pompoene pluk byvoorbeeld, dan moet dit nie bots met die skeerseisoen nie. So dis die eerste ding en dan kan jy begin om jou fasiliteite reg te kry. Maak seker jou skeerskuur is mooi skoon. Ons smet hom, was hom uit met 'n formalien-oplossing en dat hy ook vir 48 uur toestaan dat hy kan lekker ontsmet raak. Maak hom dan oop dat dit deur lug raak, dat daai dampe kan ontsnap. En dan moet jy kyk na jou fasiliteit, jou skaaphanteringsfasiliteit en maak jy hekkies reg wat gebreek is in enige plek, skerp draad of 'n ding wat loshaak of los staan wat die skaap kan seermaak in die hanteringsproses. Maak dit als reg en bring jou skaaptroppe nader, dat dit naby is, dat jy nie nodig het om lang tye te verloor in skeerdag vir skaap wat van ver moet intrek nie. Begin boetebos en kankerroos klaar trek. Verfmerke, sny die verfmerke uit dat dit nie in die skeerskuur weer so inklim om wolbesloot te veroorsaak nie. En ja, ek dink dis dan net op maar om meer die voorbereiding voordat die skeerspan aankom. Biosekuriteit in die aard van die saak, die skeerspanne beweeg van plaas tot plaas. So ek dink dit is belangrik dat 'n ou seker maak die skeersinspekteur se verantwoordelik dat sy mense van een perseel na 'n volgende perseel toe sorg dat hulle skoon aantrek en as hy op die plaas aankom dat hulle skeertoerusting ontsmet raak. So die boer moet 'n formalien-oplossing of 'n J-vloed-oplossing hê wat die skaapskere in gedoop kan word. Dat seker maak dat 'n mens nie enige siektes van een perseel na 'n volgende perseel toe oordra nie. Skoon klere baie langer rol vir brandstiekens so is op hulpstemming verseker. En dan derentyd moet daar in die sluip in die water wat die ou sy kam en sy katters en sy skere skoonmaak. Laat daar ook ontsmettingsmiddel is dat jy nie swere byvoorbeeld van een skaap na die volgende toe oordra nie. Lungani Makakelaan, hy is een van ons masjieinstrukteurs. Hy is nou seker so 4 jaar wat hy by ons is. Hy het eers 'n skeerder gewees en ons het hom toe identifiseer as 'n ouetjie met potensiaal. En so hy is 'n ou wat mense leer skeer, so hy skeer nie voltyds nie. Maar hy het van jare nogal vir almal verras. By die skeerkampioenskappe neem hy sommer gewoonlik deel aan die wolklaskompetisie of die wolhanteringskompetisie. En hy het nou van jaar daarin geslaag om in die SA span ingesluit te raak. Hy was die eerste onder die top 2 wolklassers in die land. So hy's in die SA span wat Nieu-Seeland toe gaan. Dat beplanning is om so by 5de Desember te vertrek. Dan gaan hulle by 'n skeerkontrakteur in die Suid-eiland van Nieu-Seeland werk. 'n bietjie aanpas by daai tipe vagte en skape wat geskeer word. En dan is die wêreldkampioenskap is dan 4 tot 7 Maart in Masterton, Nieu-Seeland. Lungani gaan dan as 'n wolklasser, maar wat vir ons baie opgewonde maak is die feit dat hy ook in die SA en die SA Ope masjienskeer afdeling gekwalifiseer vir die finaal. So hy is onder die top 6 skeerders in Suid-Afrika. Wat natuurlik vir die MWKV groep pluimpie is om te sê, maar dit is die kwaliteit van personeel wat ons het. So die ou het definitief inligting wat hy kan oordra aan die res van die land. As hy nommer 6 is, dan is daar dan 'n klomp mense wat minder as hy weet en vir wie hy kan waarde toevoeg elke dag met ons opleiding. It's a long story. It can be far. I think it's in a vein. I grew up on the family. My father was a shearer. I have 3 uncles who were a shearer, so it took me there where I could see, I think this can be a career to follow. My first training did by the NWJ. It was Andries Nkathle by then at Victoria West. I've trained 2016. I've attended my first shearing competition in 2017. Lucky me on that year, I've made a final at Philippolis, and that's where the love developed for this. To be in the final is not easy. Then if you see among 50 blokes to be on the top 4, you're becoming more proud about you and I think I have to go far with this. The most thing that I like about my job, it's
that explores me, explores my mind also. It takes me different peoples, different places. So that's a lot of exposure. A good mindset. You have to take care of yourself and just concentrate. It makes a good year.